wees is soos legkaart bou om die groter prentjie in gedagte te hou, maar ook stuk vir stuk verras te wees oor hoe die prentjie bymekaar kom. En as jy weet jy is besig om te bou en jy weet ook al die stukkies is daar, hoekom dan bekommerd wees? Vir Rolanda Maree en haar dogter Charlotte kom speel altyd eerste. Vir byna elke rol wat sy al vertolk het, is daar rye trofee, tydskrifte met in-diepte artikels en duisende jong akteurs wat in Rolanda Maree se skoene wil wees. Maar toegang tot daardie rooi tapuit hoë hakke is net een baie gelukkige dogtertjie beskore. Mamma is baie lief vir my en partykeer vat mamma vir my op dates om bubble tea en sulke goed te kry. Ek het baie vinnig geleer dat jy luister na jou gut, jy as ma, jy as ouer. Jy luister na jou instink wat jy voel, want jy ken jou kind die beste wat jou kind nodig het. Sy het as jong aktrise 'n wille wonderlike loopbaan nagejaag en van een kunstefees na die ander geswerf. Sy was as ware Afrikaanse teaterprinses met haar TV-rolle tussenin geweef. En die klub van jong moeders het vir Rolanda Maree nooit regtig aangetrek nie, maar toe sy besluit om vir Charlotte te kry, was die tyd meer as reg. Ons weet jou ma, is vreeslik gewoond daaraan om voor die kameras onder die ligte te wees en toneel te speel. Is jy ook so? Is jy lief daarvoor? Bietjie, nie regtig nie. Is dit iets wat jy dink jy gaan dalk eendag wil doen? Wel, ek was al 'n paar keer op die verhoog Okay. met my danskonserte. Ja. So, miskien Wat is 'n tipe dans as jy praat van danskonserte? moderne dans. Moderne dans. Ja, Charlotte het ritme, sy hou baie van musiek. Ons is al ewig, hier is so 5 uur se kant in die middag, dan sit ons die musiek aan en dan word daar gedans. Klein boetie dans ek sommer saam, Ja. Maar ek hoor eintlik wil jy bakker word. Ja. So hoekom? Wat is vir jou so lekker daaraan? Ek dink ek hou daarvan omdat dit soet is en ek weet nie. Net om dit te eet, Ja. En as jy net maar iets kyk op die foon, is dit mense wat bak. Ja. En as jy iets kyk op televisie, is dit realiteitsprogramme van bak. Eendag toe ek nog klein was, het ek soos 'n sandmodderkoek gebak. Toe het ek die bak net halfpad uitgewas. Toe het ek 'n muffin gebak en daar's nog halfpad sand in. Dit was 'n bietjie sanderig geweest. Ja. So 'n bietjie sanderig geweest. Nou kyk, as jy en jou pa so lief is vir die gebak en maak hy ook lekker goed in die kombuis. Ja, hy maak baie lekker aandete. Pappa maak baie lekker slaai. Is so lekker dat sy baie keer vir pappa sê om van die slaai in te pak vir skool. Regtig? Ja. Jy is letterlik die eerste kind waarvan ek hoor wat slaai in haar kosblik sit. Charlotte James Malherbe is in Desember 2016 gebore en haar baba Boetie het 6 jaar later by die gesin aangesluit. Oor die jare het Charlotte haar ma se modesin aangeleer en trek die twee gereeld dieselfde aan. Wat geniet julle tweeetjies om saam te doen as ma en dogter? Bubble tea te kry. So Charlotte het nou obsessie met bubble tea. Jy weet daai tees met die grillerige balletjies onder. Snaaks, my seuns het ook nou deesdae 'n bubble tea ding. Sy's mal daaroor, so ons gaan kry altyd bubble tea en dan gaan jy eet ons sushi. Ons gaan kry dit by Century City want dit het 'n baie mooi Ja, so 'n plek met rose en blomme, is verskriklik mooi. En afgesien van die feit dat julle nou so 'n bietjie tyd maak vir mekaar en so voort, die ander ding wat julle ingemeen het, is die feit ek kyk so na julle. Julle trek baie dieselfde aan. Ons hou van matchy, nou nie elke dag nie. Ja, ons het eendag gaan aan dieselfde nagklere gekoop. Maar ek net vir julle twee sê julle lyk regtig baie mooi. Maar ek hoor die ander ding wat jy doen, Charlotte, is jy kies ma se oorbelle. Jy hou daarvan om te sê watter oorbelle ma moet dra. Watter tipe oorbelle hou jy van jou ma, weet as sy dit nou moet dra? Oorbelle wat shiny is en met sulke diamante op. Dramatiese oorbelle. Dramatiese oorbelle, ja. Uit die aard van die saak as 'n ouer, benader jy ook ouerskap en hoe jy omgaan met jou kinders deur dinge wat jy by jou ouers geleer het. Wat het jy by jou ma geleer wat vandag nog by jou uitstaan wat jy vind jy pas toe as 'n ouer, as 'n ma? My ma het die wêreldse geduld. Sy het die wêreldse geduld.
En Josa sê altyd vir my, ek het baie geduld. Ek het nie eintlik nie, maar as dit kom by my kinders, het ek nogal. Want ek weet hoe belangrik dit is om, wanneer daar 'n storm is, om te probeer kalm bly wanneer die storm woed. Wat ek by my ma geleer het, is ook om my kinders te laat voel dat wat hulle sê en wat hulle doen belangrik is, maak nie saak hoe klein hulle is nie. Wat ek ook by my ma geleer het, is om hulle te geniet. En om, as hulle mors en as hulle te besig is, op die banke spring, op die bedding spring, hulle is nie stout nie. Hulle is kinders. Hulle is kinders. Ek het nie groot geword in 'n huis waar vir my gesê het, moenie dit doen nie, klim af van die banke, moenie waar ek gedig was is as ek dalk ongeskik is of jy weet nie eerlik is nie. Daai is die tipe goed waarop 'n mens moet fokus. Ek sê altyd pick your battles, choose your battles. Want anders gaan hierdie anders gaan dit 'n huishouding wees van moenie hou op, moenie dit nie, moenie raas nie, moenie en dit is boring. Jy wil 'n huis skep, want ek voel reg jy moet 'n omgewing skep waar jou kinders kan voel hulle kan maar opmors en dis okay. Dis hulle veilige spasie daai. Ja, sodat as hulle enig ouer is en hulle mors op, dat hulle veilig voel na jou toe te kom. Ouma Rolanda, wat my ma se ma was, het ek ook iets by geleer. Sy het altyd gesê, as jy met 'n kleintjie wil raas, kyk net eers aan die grootte van hulle hand. Dan besef jy eintlik hoe klein hulle nog is. En die ander ding is, wat so belangrik is, voel ek, ons vergeet hoe emosioneel intelligent kinders eintlik is. En ons spandeer te veel energie om met hulle te raas en vir hulle te probeer regwys. Hulle weet wat hulle doen. Ja, en hulle kyk in elk geval maar eintlik net na ons. Ek sê altyd, Mavis het my gered van myself. Veral as aktrise, jy is so gefokus op jouself, wat jy doen en hoe jy oorkom. En Mavis het letterlik vir my geleer om totaal al net 120% myself te aanvaar vir wie ek is, met al my foute en om lief te wees vir myself. Want as jy nie lief is vir jouself nie, as jy nie okay is met jouself nie, kan jou kind nie okay wees met hulle self nie. Het jy 'n lekker ma? Ja. Het jy 'n kwaai ma? Nie regtig nie. Hoe sal jy jou mamma vir my beskryf? Gaaf. Vriendelik. En vriendelik. Gaaf en vriendelik. Sy is die spieelbeeld van haar talentvolle, altyd joviale ma. Maar nes Rolanda haar intuïsie volg met ouerskap en toneelspel, leer sy ook vir Charlotte en Oudea om hulle eie instinkte te volg oor wie hulle is en wie hulle nog gaan wees. En ek dink Charlotte gaan nes haar ma nog duisende harte steel.